Niels Holgersson en die willigase kuier nog steeds in die omgewing van Dalarna. Hulle wil nog so 'n paar dae lank rus voor hulle die lang reis oor Härjedal en Jämtland op pad na Lapland aanpak. Akka is besonder lief vir hierdie deel van Swede. Daar is oorgenoeg kos vir almal en stil waters waar die gase veilig is van mens en jakkals. Jy slaap die lewe om. Hoor jy, wat is dit? Hop, nog 'n bietjie nader as amper daar. Kom. Daar moet so baie wees, Dies. Akka, vlieg 'n bietjie laer, ek wil sien wat daar onder aangaan. Dit lyk soos 'n volksfees. Ag asseblief, Akka, sit my neer. Draai om, hulle skiet op ons. Kan jy nie kyk maar jy vlieg nie, Domkop. Donsveertjie. O, jy's veilig. Martin. Daai mense skiet glad nie op ons nie. Elke skoot was 'n treffer. Nou kom Olaf Nilsen aan die beurt. By ons in West-Wimmenhoek was my pa die beste skut. Ek onthou hierdie uitspanplekkie baie goed. Hier is die heel lekkerste kos. Akka sê ons moenie te ver weg dwaal nie, sy wil 'n oogie oor ons hou. Agter jou, Akka. Sy wou in ons nes gaan, kykinkies. Ons sal absoluut niks hoorkom nie. Julle moet na haar luister. Ons moet kyk kom ons vir jou eers. Gaan sê vir Akka ons sal kom as ons klaar is. Ek het uiteindelik tyd vir jou ook. Ek het jou gewag. Hulle verbeel hulle niemand kan hulle sien nie. Is daar regtig niemand wat my soontoe kan neem nie? Ek wil so graag die volksfees sien. Wat is daar sodanig om te sien, net baie mense en 'n lawaai? Dis juist wat ek wil sien. Kyk so toe. Ek dink Guster is baie verveeld. Hæ? Gustav, Wat wil jy nou weer van my Engels? Ek is vaak, ek wil nou eers 'n bietjie slaap, man. sal jy my nie na die volksfees toe neem toe? Ek wil dit vreeslik graag sien. Dit spyt my, Niels, ek kan nie nou nie. Hy jok sommer net vir my. Hulle is almal net te bang. Niels, ek dink ek weet wie jou soontoe kan vat. Wie? Ek wil tog so graag gaan. Ek ook, ek asseblief, ek ook. Nou ja, goed, kom klim op my rug. Ek het jy vergeet om vir Gunnar te sê ons drie gaan wegvlieg. Nee, ek het nie, ek wou vir hom en Ingrid 'n bietjie alleen los. Goeiemôre. Uiteindelik kry ek om te sien, dit is al hoogtyd. Dis Heidi. Al wat te vol is praat hier staan oor niks anders as die klein kaboutertjie nie. Hy het Pataki vrygelaat, so hoor ek. O so, dan het al die kraai al reeds daarvan gehoor. Mag ek jou voorstel, dis Pataki se neef Karel. Goeiedag. Ek
Ek het nie besef dat jy so klein is nie. Hy's nou wel klein, maar hy's baie slim. Dis juis wat oom Patakie gesê het. Hy het selfs gesê ons kraai behoort om baie dankbaar te wees. Kan ek dalk vir hom iets doen? Hy wil so graag na die Volksfees gaan, maar ons gaan se durf nie ons gesigte daar wys. Die mense is gewoond aan julle. Ek haat volksfeeste. Ja, laaste keer het ek my bygedam en my vlerkvere uitgepluk. Ek was maande lank lendelam. Net die keer, Karel. Nou goed. Hoe het gekom dat 'n kind jou gevang het? Gewoonlik loop mense mos nie met kraaie nie. Ek wou 'n lekker dik snybrood onder 'n tafel gaan haal en net toe ek daaraan wou vat, het 'n man opgestaan en op my vlerk getrap. Ek was maar altyd 'n bietjie bysiende. O. Brood. Dit is seker ander lekker goed om te eet, nie net brood nie. O, net wat julle harte begeer. Bly so na as moontlik aan die kinders en dan sê julle genoeg kos kry. Hulle kom as altyd gedurig teenoor iets. Ja, ek weet. Dit onthou ek nog goed. Die lekkerste snoepappies is worsies. My beker is alweer amper leeg. Dit lyk my hulle skink nog minder in as verlede jaar. Ja, kyk my beker, hy was net al vol. Ja, maar 'n mens betaal meer, altyd Dankie. meer. Kom aan my weer. O, daai koue vleis lyk lekker. Wat verwag jy? Niemand kla oor die hoë pryse nie. Hulle aanvaar dit eenvoudig net so, dis hoekom. Ag, wat help dit om te kla? Ons rig niks uit nie en ons bederf die hele atmosfeer van die fees. Jy's reg, kom ons hou liewer op met kla en kry vir ons nog 'n bier. Hier sê ek niks. Gooi dit af, ek sal dit vang. Ja. 'n Klein kaboutertjie. Jou beker kon nie so leeg gewees het as jy nou al kaboutertjies sien nie. Moenie laf wees nie. Ek weet presies wat ek gesien het en wat nie. Is dit al of is daar nog 'n paar stukkies oor? Daar's so baie, ons sal dit nooit kan opeet nie. Dis nou te Gaan sien. jy die res van die dag op die grond rondkruip of gaan jy weer kom sit? Ja, wat is dit? Kijk eens daar, kijk eens. As jy baie soet is, sal ons jou nie seer maak nie, hoor? Vang hom! As jy met jou hande aan die wors raak, is jy uit. Ja! Maak hulle die bos uit die draad op, hè? Wag so 'n bietjie, jy sal nou sien. Kom ons kry vir ons ook een. Toe jou, dit gaan 'n plan uit. Ag, is maklik. Wag nou. Jy hardloop eers as ek die fluitjie blaas. Het almal verstaan? Ja! Jy moet oppas vir jou voete krummel. Ja! Ons was dan baie gelukkig, nee.
arme pere, ek kry hulle party daar so bitter jammer. Hoekom? Ek het gedink ek verstik. My maag is nou tropote. Ek is so vol, ek sal net hier moet bly lê. Ons moet as op het, jy weet nooit wanneer ons weer wors gaan kry nie. Ag, Nels, miskien kan jy sommer ook iets vir die arme pere doen. As jy so slim is as wat Patakie gesê het, dan sê jy mos aan 'n plan dink of hoe? Hoekom? Die nou nie. Wat het die pere nou oorgekom? Die grofsmede gaan net onder die hoefysterwedstryd begin. Arme pere. Wat doen die grofsmede? Hulle spyker hoefysters aan die pere se pote vas. Wat is verskriklik. Hoekom doen hulle dit aan die pere? Maar hulle moet dit doen, dis baie goed vir die pere. As hulle op harde grond loop, het hulle hoefysters nodig, dit beskerm die hoewe. Maar nou is ek heeltemal die mekaar, hoekom sê jy dat arme pere? O, daar goeie en slegte smede is. Ek sien, almal weet dit tog. Maar dis jy's die moeilikheid, Nels, nie almal weet dit nie. Julle besef nie hoe afskuwelik dit vir ons is nie. Die ergste is ons kan niks daaraan doen nie. Die uitslag van die wedstryd sal beslis of dit aanstaande jaar goed of sleg met ons sal gaan. Hoekom dan? Die Smit wat vanjaar die wedstryd wen sal volgende jaar al die bestellings kry en al wat 'n perde sal na hom toe geneem word. Dit gaan beslis nie die beste Smit wees nie, maar hoe ons voel, raak die mense mos nie. Wel, as ek julle nou reg verstaan, sal die beste Smit nie wen nie. Nie vir ons nie. Nie vir pere nie. Die mense dink altyd die Smit wat die vinnigste werk is die beste een, maar vir ons is dit liewer die een wat stadiger werk, ons nie seermaak nie wat die beste is. Kyk na hulle. Die drie wat daar by die tafel sit is die smede wat gaan deelneem. Is daar nie miskien iets wat ek kan doen om julle te help nie? Wat wou? Hoe sal jy vir ons kan help? En nou kom ons by die hoogtepunt van ons fees. Die item waarna almal uitgesien het. Die kragmeting tussen ons grofsmede. Die hoefysterwedstryd. Ons het vandag hier die Smit uit Eierdal. Ek het al my geld op jou verwet. Moenie my teleurstel nie. Ons deelnemer nommer 2 kom uit Wermland. Ek het geld op jou verwet, hoor. En nou die derde deelnemer uit ons omgewing, die jong Smit uit Dallena. Moenie moed verloor nie, ek het op jou gewet. Soos alle vorige jare begin ons vanjaar weer hierdie item met die spykermaakwedstryd. Hulle moet almal eendag groot wees, hoor. Hoekom moet ons vir daai snuiter uit Dallena wag? Omdat dit so staan in die wedstrijdreëls en bindien ek geniet die blaaskansie. Ons kan voor bier gaan drink terwyl ons vir hom wag. Hey, luister, jy moet nou 'n bietjie opskit, kerel. Nou, dit help nie om te jag nie, want die spykers moet presies ewe groot wees. Bly tog hier, mense, moenie weggaan nie. Die Smit van Dallena is amper klaar en dan kan ons met die wedstryd voortgaan. Sien jy, net soos ons gesê het. Waarvoor hou hulle nog so 'n simpele wedstryd? Het julle miskien gedink dit sou vir jaar anders wees? Ek het gedink jy's so slim. Sê iets toe. Maar wat kan ek daaraan doen? Op ons. Jy klink baie seker van jou saak. Miskien is ons hierdie jaar die verloordes. Wie, ek kan my nie voorstel dat daardie klein snuiter ons twee ooit sal klop nie.
Ek sal weer hierdie jaar kan wen nie, want ek kan nie knoeiwerk verdra nie. Jammer hoor. Miskien troos hierdie jou. Toe nou, moenie julle so opwen nie. Julle kry ook iets, en julle gedink ek het julle vergeet. Geniet die wortels. Moenie so treurig lyk nie. Miskien gebeur daar nog 'n wonderwerk. Ag, hy's so gaaf. Hy's nou die gaafste smid van almal. As ons hom net kon help om te wen. Hy het nog elke jaar vir ons 'n wortel of iets saamgebring. Ja, nee. Onthou jy toe jy verlede jaar sommer so uit sy eie gehelp het toe jou hoefyster los was? Natuurlik onthou ek dit was weke lank los gewees. As ons iets kan doen om die gawe smid vinniger te laat werk, dan kan ons miskien aan iets dink wat die ander twee buffelsstadiger sal laat werk. Toe dink 'n bietjie, Nels, dink 'n bietjie. Ja. Maar hoe? Skip. Ek weet wat ons kan doen. Miskien werk dit. Luister nou mooi na my. Ons was regtig lank al aan so iets gedink het. Reken jy dit sal werk? Ons begin weer en ek vra al die deelnemers aan die hoefysterwedstryd om hulle plekke in te neem. Op julle plekke, begin. Glad nie wat wonders blits raak. Opsker is 'n hoefyster daar, nie 'n trouring nie. Hulle lag, dit sal hulle nog berou. Dis gemeen. Nog so 'n bietjie. Ja, ek kan sonder twyfel weer vir jaar die prys wen. So, ek is ook nog hier. Jy's vir my bang, ek's baie versigtig. Die yster sit mooi styf. Hy sal nie sommer gou weer afval nie, hoor. Nee. Onthou wat ons gesê het. Moenie vir hom 'n kans gee nie. Nee, hy staan nou stil. Sta stil jou knol. Okay, waarom? Lyk my dit werk. Hulle moet aanhou skop. Gaan sê wie vir hulle krummel. Goed. Jy moet stop. Nou, kry hom. En die kry?
Nee, waar is my spykers? Ek het hulle langs my neergesit. Ek's klaar. Die wenner van hierdie jaar se hoefysterwedstryd. Veels geluk aan die Smit uit Wermland. Iets het skeef geloop. En nou gaan ons fees vier. Hey. O nee, hy is nie die wenner nie. Hy het die yster verkeerd aan vasgesit. Asseblief. Voor 'n mens die wenner aanwys, moet jy eers seker maak dat hy alles reg gedoen het. Wat? Kom eens kyk. Alla wêreld, dis agterste voor hom. Wat? Die yster is agterste voor hom. Hoe kon so iets gebeur het? Ek skaam my dood oor so 'n dom fout. Ek wonder, waar's daai spykers? Ek is klaar. Jy's 'n goeie en liewe perd. Ek moet 'n verandering aankondig. Hier is ons wenner, die Smit van die jaar. Dit is 'n goeie rede om bly te wees. Hierdie jaar sal dit met ons goed gaan. As jy klaar is, dan kan ons maar weer dam toe vlieg. Kom, Krimmel. Klim op. Ek dink ek kan nou maar van hierdie ding ontslaa raak, né? Ek is jy. Een klein spykertjie. Dit eet jy dit. Alle kraaie is maar lief om klein blink goedertjies te versamel. En van al die ouens in ons groep is ek die heel beste dief. Ons moenie vir Akka sê nie. Niels het nog lank aan die Volksfees gedink. Dit was vir hom tog te lekker om al die bekende dinge weer te sien. Die vrolike dansers, die lewendige orkes en die kinders wat al die heerlike boeresportspeletjies gespeel het. Die vrolike gelag het nog lank daarna in sy ore weer klink. Die volgende oggend het Akka se groep hulle reis hervat. Maar Donsveertjie was treurig. Dit het lank geneem voor hulle kon agterkom wat fout was. Sy het huis toe verlang, maar hiervan vertel ons julle volgende keer.